Hartlike goeiemôre van my kant af weer eens. 'n Wonderlike voorreg om so saam met u te wees en mag die Here ook vir ons ryklik saam seën. Hierdie is 'n rooikop houtkapper en hulle het nogal 'n redelike sterk swart kraag waar daar onderskeid is tussen die rooi kop en dan die grysgebied wat bo op die vlerk is aan die onderkant bietjie meer wit met so 'n halfe olyfgroen kleur. Hierdie voëls het dan ook 'n duet geluid wat hulle maak, waar die mannetjie sing die eerste deel en die wyfie die tweede deel, en saam sinkroniseer hulle dan hierdie sang van hulle. Hulle neste maak hulle baie keer dan ook in dooie bome, veral onder daardie dooie takke, en dan gebruik hulle daardie sterk snavel van hulle om dan ook daardie neste te maak. Hulle broeityd is gewoonlik so hier van Desember tot Februarie maand en word ook dan baie keer in pare aangetref. So net so 'n bietjie interessantheid. Net so kom sê die Here vir ons ook in Johannes 10 vers 10, waarmee ons dan besig en net bietjie stil staan. Die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes. Ek het gekom dat hulle lewe en oorvloed kan hê. Dis beteken dit dat die Here nie net vir ons lewe gee nie, maar hy gee vir ons 'n oorvloedige lewe. As ons kind van die Here is, wil hy vir ons daardie oorvloedige lewe dan ook gee. En wat 'n wonderlike voorreg om in so 'n lewe met die Here Jesus Christus te kan staan. Om nie net te weet dat ek gered moet word nie, maar daar is meer as net hierdie redding. En dit is 'n lewe van oorvloed, 'n lewe waarin die Here vir ons dan ook besonder wil kom deurdra en 'n oorvloedige lewe ook kom gee. So baie kinders van die Here leef in so asof dit 'n jammerkry lewe is wat ons dan moet lewe in. So terwyl die Here sê dat hy arm geword het sodat ons in hom ryk kan word, geestelike rykdom wat ons in die Here Jesus Christus kan besit. En dit maak ook dat ons dan ook daardie oorvloedige lewe kan geniet. 2 Petrus 1 vers 3 sê vir ons, immers sy goddelike krag het ons alles geskenk wat tot die lewe en godsvrug dien. So hy gee vir ons alles wat nodig is, nodig om kennis van hom op te doen, sodat ons ook in hom kan groei, en hierdie goddelike krag wat in ons wil kom werk. So dit is nie net dat die Here vir ons hierdie lewe kom gee sonder krag nie. Hy gee vir ons 'n kragtige lewe in die Here Jesus Christus, sodat ons ook godsvrugtig kan lewe, in die regte verhouding met hom kan lewe, en doen wat hom ook behaag in ons geestelike lewe. Dan sê in Johannes 7 vers 38, hy wat in my glo, soos die skrif sê, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. Liewe toehoorder, dit is nie net hy ou stroompie van, ag, ek is maar net te dankbaar. Die Here sê 'n oorvloedige lewe, strome van lewende water. Ons vat nou maar hierdie tyd waarin ons nou deur hierdie vloede gegaan het. Daardie water wat oorvloedig dan ook gevloei het. Net so wanneer 'n koppie, wanneer hy vol is en jy gooi nog water by, dan beteken dit daardie water loop oor daardie kante. Die Here sê ons sal 'n oorvloedige lewe hê. Strome van lewende water sal uit my binneste vloei. Verwysend na die Heilige Gees wat ek dan ook ontvang, en deur die Heilige Gees waardeur hierdie strome van lewende water ook kan vloei, sodat ander ouens ook versadig kan word by ons, dat ons vir hulle ook kan bedien met die dinge van die Here, ons getuienis wat ons gaan uitdra. En wanneer ons dan ook bekragtig word met die Heilige Gees, sê hy vir ons dan ook, en julle sal my getuies wees. Liewe toehoorder, ek wonder maar net hoeveel mense werklik vandag geesvervuld is. Want die woord van die Here sê, as ek geesvervuld is, dan sal ek 'n getuie vir die Here wees. En toets maar u self daaraan. Is u 'n getuie vir hom daar buite? Praat u oor die dinge van die Here? Is u besig om kosbare siele te win vir die koninkryk van die Here? Want dit is wat hy vir ons sê, dat hierdie strome ander mense ook sal beïnvloed. Jesaja 44 vers 3, want ek sal water giet op die dorsland en strome op die droë grond. Ek sal my gees op jou kroos giet en my seën op jou nakomelinge. Die Here wil sy seën gebied. En soos wat daardie water op daardie dorsland is, daardie droë grond wat daardie water insuip, dat ons ook so
deur hom gevoed en versadig sal word, deur sy Heilige Gees, en dat ons die oorvloedige lewe in die Here Jesus Christus ook mag geniet. Mag die Here ons genade gee, kom ons bid saam. Here, dankie vir 'n oorvloedige lewe, dankie dat dit moontlik is, deur die Heilige Gees wat in ons kom plaas, en dat ons ook daardie lewe kan leef wat ander mense ook by versadig kan word. Amen.